Hallo en welkom by ons Woensdagoordenking. Ons is bly jy's hier, ons is bly jy kuier saam ook. Dit is klein Saterdag al en ek hoop regtig dat jy hierdie week weer eens die Here beleef in alles wat jy doen ook. En ons is nog steeds besig om te kyk na hierdie reeks van Jesus en die Fariseërs en hoe ons regtig net introspeksie in onsself moet doen om te sê, maar waar's ons? Miskien sê ons en gee ons voor dat ons Jesus volg, maar eintlik doen ons ander dinge agtertoe deure ensovoorts. Nou ons kyk vandag en ons spandeer weer tyd in Matteus 23 en Lukas 11 wat die ellende tekste genoem amper tot 'n mate word en dit is 'n baie konfronterende teksgedeeltes waar Jesus dinge in die Fariseërs se lewe amper so direk aanspreek. Daar word geen doekies omgedraai nie en dit is nogals, dit klink baie harsh en hard op die ore amper tot 'n mate, maar Jesus is reguit hier. So Jesus praat in hierdie teksgedeeltes baie direk met die Fariseërs en ek dink nogals selfs wanneer ons dit lees en wanneer ek en jy dit lees, kan ons ook selfs ongemaklik voel. Maar die groot vraag kom toe op, Jesus maak hierdie waarskuwings en Jesus praat direk oor hierdie goeters en 'n vraag kom op, maar hoekom? Hoekom is Jesus so in hierdie teks so direk? Want jy sien die ding is, die Fariseërs het hierso bekend gemaak dat hulle namens God praat. En Jesus was ernstig oor hierdie tipe van goeters, want hy wou nie gehad het dat die koninkryk van God, die beeld van God en wie hy is, verkeerd moes oorgedra word nie, dat die Here verkeerd gerepresent moes word nie, dat hy was ernstig om te sê, maar as jy nou sê, dit is wat die Here sê, maar leef jy dit dan? Jy kan nie net hierdie goed sê nie, daar moet regtig jou leefstyl en alles moet saamgepaard gaan met hierdie tipe van goeters. En Jesus kom en hy wys ons werklik hoe God is. Hy wys vir ons wie God waarlik is en hoe om te lewe. En dis hoekom ons kyk na hierdie gedeelte in Matteus 23 weer eens. En hy kom skets dit so duidelik. Hoor wat sê hy vanaf vers 13 tot 16. Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie en julle verhinder die wat wil ingaan. Ellende wag vir julle, skrifgeleerders en fariseërs, huigelaars, julle trek oor die see en land rondom en een bekeerling te maak. En as hy dit word, maak julle hom 2 maal so ryp vir die hel as wat julle self is. Ellende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan die eed gebind nie, maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Nou in die Matteus 23 vers 24 in die boodskapvertaling sê hom eintlik so 'n bietjie van 'n ander manier. Hy sê hom so vir ons. Hy sê, maar nou het julle van die godsdiens iets gemaak wat dit nie is nie. Julle het alles te mekaar gekrap. Wat belangrik is, het julle onbelangrik gemaak. En wat onbelangrik is, het julle belangrik gemaak. Julle is regtig soos mense wat vreeslik oor 'n sent beklei, maar julle nie aan 'n R100 steur nie. Nou hierso is Jesus so direk. Ek dink ons kan enigstens moet dieper inlees as wat hy eintlik maar hierso sê nie, maar Jesus maak dit so duidelik dat elke mens is vir God belangrik. Maak nie saak wie hulle is, wat hulle agtergrond is nie, wat hulle velkleur is nie, waarvanaf hulle kom en wat se land hulle sit nie. Elke mens, wat 'n mens is vir God belangrik en elke mens is welkom om na God toe te kom. Jesus Christus het nie verniet kom sterf nie, hy het nie verniet af aarde toe gekom nie en ek dink dis hoekom Jesus so ernstig hieroor was om te sê, maar dit wat ek gaan doen aan die kruis, wat eintlik hier oordra is, dit is vir almal. En jy moet dit nie moeilik maak vir ander mense om by hom uit te kom nie. Jy moet dit nie moeilik maak dat mense tot bekering kan kom. Jy moet dit nie moeilik maak of in die pad staan of mense verhinder om werklik God en die koninkryk te kan beleef nie. En dis wat Jesus kom. Jesus kom sê dit so duidelik. Jy hoef nie eers uitgesorteer te wees nie. Jy hoef nie eers perfek te wees nie. Almal is welkom soos wat hulle is by die Here. En vandag, as jy voel jy luister hierna, en jy voel jy's gebroken, jy's stukkend, mag jy weet, jy's welkom by God. En as ek en jy ander mense lei, of ons is in die posisie waar ons 'n voorbeeld is, en ander mense help, mag ons nooit in die pad van dit ook staan nie, want almal is welkom. Baie keer kan ons maak, jy weet, ons is hierdie belangrike volgelinge of Christene, en jy weet, Here is aan ons kant, en net vir ons, maar ons moet besef, die genade wat ek en jy ontvang het, is nie anders as die genade wat God gee vir ander mense nie. Ons is nie beter af nie, ons verdien dit nie. Die genade wat ons ontvang het, om Jesus se naam te kan aanroep, is 'n geskenk. En is 'n geskenk vir elke mens en is toeganklik vir elke mens. En mag ons dit vandag besef. Baie keer wil ons maak mense is erger en mense is hierdie en mense is daai en hulle kan nie
Eintlik behoort geen van ons naby God te kan kom nie. Maar deur Jesus Christus en deur die bloed en deur die offer kan ons nou kom en dit beteken dis vir almal. So vandag vir my en jou, die vraag is ek en jy dalk besig om iewers iemand te verhinder om naby God te kom? Is ons besig om dit moeilik te laat lyk, moeilik voor te kom? Is ons besig om in die pad te staan? Is ons besig om mense in sonde te laat val? Of is ek en jy werklik 'n brug, 'n deur, 'n spreekbuis wat mense na Jesus toe bring, Jesus se liefde wys, Jesus se genade wys? Of staan ons in die pad? Mag ek en jy nooit in die pad staan nie. Mag ons dit nie moeilik maak vir mense nie, maar mag ons lewens, mag ons dade, mag ons denke, mag alles wat ons doen, die manier hoe ons besigheid hou, alles weerspreek van 'n God wat genadig is en 'n God wat vol liefde is. So vandag, miskien vra jou, hoe is jy besig om mense te lei? Wat is die invloed wat jy het van mense? Bring jy mense nader aan God of hou jy hulle weg? Dink aan 'n konfronterende vraag, maar mag ons oop wees hiervoor en mag ons mense wees, mag ons volgelinge wees wat altyd mense verder vat na Jesus toe. Jesus doen die werk, Jesus doen die verandering, Jesus bring die genade, Jesus bring die change. My en jou werk is om net te getuig. Jesus oortuig. So kom ons bid saam vandag ook. Here, dankie vir u goedheid, u guns en u liefde in ons lewe, Here, en dankie dat ons elkeen u liefde mag beleef en dat ons welkom is by u, Here, nie as gevolg van dit wat ons gedoen het of dat ons goed is nie, maar as gevolg van genade. My gebed is, mag ons altyd besef die genade wat u oor ons gestort het. En Here, dat ons nooit in die pad moet staan vir ander mense om dit te kan beleef en ervaar nie. Ek bid regtig in die naam van Jesus, dat ons lewens mense net soveel meer sal help om nader aan u te kom, as wat dit ooit mense verander. En Heilige Gees, as daar iets is, waar ons miskien in die pad staan, kom wys dit vir ons, en help ons, Here, gee ons die krag om dit uit te sorteer, sodat mense net meer en meer van u kan beleef deur ons lewens ook. Ons loof en prys u, vir u liefde in ons lewens, en ons bid dit vandag in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag saamgekerry het, mag jy Woensdag geniet, môre gaan ons ook weer verder, mooi bly.